good morning. Man, hoe lekker is dit om hierdie dag so saam met julle te kan begin. My naam is Pieter Koen en natuurlik saam met my pragtige kollegas Elsa Esterhuizen en Rosanne McKenzie. En natuurlik het ons vir Thys van Sail, ons minister van Finansies, môre Thys. Môre julle, is lekker om hier so te wees. Ons begin vanoggend met 'n bietjie hartseer nuus. Paus Franciscus, die eerste Latyns-Amerikaanse paus, is maandag, Paasmaandag inderdaad, op 21 April 2025 in die ouderdom van 88 in die Vatikaan oorlede aan 'n beroerte wat tot hartversaking gelei het. And his death follows a 5-week-long hospitalization, which was earlier this year, and he also had double pneumonia. The Vatican has confirmed his death, of course, and there will be a kind of a public viewing of his body, and then there will be a more simple private funeral as per his wishes at a later stage. Yeah. So ek dink daar's baie mense reg oor die wêreld wat regtig hartseer is hieroor. Katolieke veral, daar's oor 'n miljard Katolieke in die wêreld. So it's a bit of sad news to start the morning with. Uiters tragies. Nou ons het redelik baie op die spyskaart vir julle vandag, want ons praat met Dian Daniels oor die nuutste troumodus. Ons gaan leer hoe om leuns uit te ken. En dan is mevrou Aarde Suid-Afrika ook later in die ateljee op Wêreld-Aardedag kan jy nou. Luister, as jy wil saamgesels, onthou om die QR-kode op jou skerm te skandeer, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons wil vandag ook 'n bietjie hoor, wat dink jy van ons pragtige ateljee? Ja, voel vir my lekker internasionaal en fresh. So laat hoor van jou so lekker vroeg in die oggend, skandeer die QR-kode en gesels saam. Sy het vir ons oggendpraatjies en ons eerste storie vandag is 'n vraag wat ek eintlik aan julle wil rig. Was julle 'n voortrekker of op veldskool ooit? Ja, ek was 'n voortrekker, maar ek het nou nie al die balkies en goeters gedra nie. Ek het maar so vir na skool en goed het ek dit gedoen, maar ek was ook op veldskool. Thys het net sy kop glad nie. Nee, ek het daai net gemis, ek het selfs veldskool gemis vir ander redes, persoonlike redes, maar kom ons los. Okay. So, ek wil eintlik by julle uitvind of julle hierdie geluid kan identifiseer. Luister mooi. Luister. Any takers? Ek gaan sê rooibok. 'n Rooi bok? Ja. Nee, dit klink vir my soos een van 'n eend of 'n ding. Jy's nader as die rooibok. So this sound is made by something called a Dracula parrot of a Dracula papegaai van New Guinea. En hulle is gevind in reënwoude en hulle beïndruk met hulle swart en rooi vere en hulle maak hierdie geluide om natuurlik bedreigings af te skrik. So ons het nou gister die katgeluide gehoor en ek hoop julle het dit uitprobeer met julle katte. Julle wat katte het, daar is dit inderdaad die Dracula papegaai. Maar dit lyk so 'n bietjie Dracula-narig, né? It looks like daar rooi skool. Ja. Soos 'n groot kyk. So as julle in die bos is en julle hoor 'n geluid of julle hoor daai geluid, what's the first thing that's kind of going to go through your head? Ek dink run for it, hè? Ek gaan ook redelik reg op sit. Wat is daai? Wat is dit? Wat? Dis 'n rooibok, Pieter. Relax. As jy so baie is vir ons. Wonder op wat se wildsplaas jy. En dan blik ook weet, het julle enige situasies waar julle in julle lewens 'n regte wilde dier teëgekom het? Ons praat nou nie van die slange wat jy verlede week gaan kuier het nie, maar soos in die bosveld of so iets. Ja, ons het al onlangs 'n bietjie gaan buffeljag. Ek weet daar's baie kykers wat hou van jag nie. Maar ja, ons was so naby aan die trop gewees en dis ook 'n baie gevaarlike jag. En ons kon letterlik die trop gehoor het, jy weet, op sekere stadiums waar hy baie naby aan ons gekom het waar ons eintlik moes teruggegaan het vir wat saam van die PH af wat gesê het dit is eenvoudig te gevaarlik is te naby. So. Ja. Nee, ek dink ek het al so 'n bietjie in die veld gestap en dan ietsie wat my keer op keer al bietjie verras het is 'n kudu. Jy weet 'n kudu is mos die spook van die bos. Hy staan bekend as die spook van die bos. So jy is dalk op voet op soek na een en dan verras 'n ander een jou so om die draai. Maar niks wil daarom. Ja, myne was nie so verrassing nie, but it's actually quite a special story. Like my mom had never been on a game drive. She's lived in London for about 23 years now. And we went on a game drive. We'd been in Dinokeng before and we'd seen nothing. And the very first game drive my mom went on with us as a family, we saw a whole like
troop of lions. There was Wow, just dit lions is altyd everywhere. special. It Dit was is baie special. so special. So Ja. ja, dis my wilde dier storie. Wat het jy, Elsa? Ek wil graag by julle weet of julle die 5 sekonde reël of soos wat ons dit ken in Engels, die 5-second rule ken. Okay, Of vertroud is daarmee? Ja, dis as daar mos ietsie val dan. 2 second rule, sit hom in die mond. Is Ja. dit 2 seconds? Stukkie kos val, stukkie steak val Ek of so. sê soms 'n 30-second rule. Ja. Ja, want ek wil juist vra, glo julle daarin? Ja, ek dink as jy my beroep is, dan vat ek so 5 sekondes om te besluit oor 'n aandeel. Jy weet ek moet Ja, ek doen dit ook. Ek sê gereeld. Ja. Ek ook om 5 second rule. 5-second rule. Tensy dit nou regtig vuil vloer of so is. Verstaan. Ja. Like, and sometimes you go, oh, it's good for the immune system. Ja. You know, might as well. Wel, dis interessant want 'n microbioloog van Chicago het die gewilde 5 sekonde reël onder die vergrootglas geplaas en sy bevindinge laat geen ruimte vir twyfel nie. Dit maak nie saak hoe vinnig jy daardie stukkie kos van die vloer af optel nie, dit raak glo dadelik besmet. Nou Nicholas Eiker, 'n senior kwaliteitsbeheer-ontleder, het vir 'n video op sy gewilde TikTok kanaal Petri skottels op die vloer geplaas vir tydperke van 0 tot 60 sekondes. En na inkubasie was die resultaat duidelik en dis dat al die monsters bakteriese groei getoon het, selfs die wat glad nie langer as 'n sekonde blootgestel was nie. So die wetenskaplikes sê die reël is 'n mite. Of dit nou 5 of 60 sekondes is, dit is glo ewe vuil. And here we are, still standing, even though Ons sometimes it's immuunstelsel is reg en sterk. Baie sterk. Kan dit nie glo nie, nê? Ja. So hy het net letterlik gegaan en dit gaan toets. op die onder die vergrootglas gesit met daai Ja. plastiek goedertjies. Wat noem jy dit? Is 'n mooi naam, 'n Petri skottel. Petri skottels en ek dink vir my persoonlik, ek sukkel 'n bietjie met OCD. Ja. ja. So ek vat nie kansse nie. So doen jy doen dit, ek doen dit, jy doen dit. Ja. Het jy al ooit iets wat laat val het vir iemand bedien, soos by 'n braai? Ag ek wil net sê ja, gereeld. Ja. Ek het ook al gesê nee, wat moenie komkommer nie, want ons spoel hom net gou af om maar. Het jy al ooit daai ou gekry wat ons sê ja, raai wat se spices gebruik hy? En dan op vleis is so eenvoudig te lekker. En dit is nie £6 £3. Dis maar jy braai nogal lekker man, ek moet sê. Ek like mos so 'n filletjie, jy weet. Ons like daai filletjie met Ja. water, maar net nie laat daai stukkie val nie. Ja, hy val nooit nie. Dit mag nie gebeur nie. Wel, nou moet ek sê, ek moet dit byvoeg, die enigste verskil wat hulle kon sien in die studie is as dit tussen droë kos en nat kos is. 'n Beskuitjie is blykbaar heelwat veiliger as 'n frikadel. Dit maak nogal sin. Ek voel nou soveel beter dat ek daai inligting gee. Ouma se beskuit en pappa se frikadel. Moet net nie daai frikadelle op die grond laat val nie asseblief. Vat maar eerder 'n beskuitjie. Dan skit ons daardie beskuitjie en ons skit al daardie nodige kieme en dingetjies skit ons dan af. Luister, moenie vergeet nie, jy kan saam met ons gesels, skandeer net die QR-kode op die skerm en laat weet ons 'n bietjie hoe lekker jy saam met ons kuier, wat jy dink van ons pragtige stel en ek praat nie van ons pragtige aanbieders nie, maar ja. Dankie Pieter. Ons gesels net hier daar verder. Bly net waar jy is, kry so lank vir jou vars koppie koffie. Goeiemôre. Môre.